In episode 3 van Bosoorlog Stories gesels ek met generaal-majoor Gert Opperman, 'n merkwaardige militêre leier met 'n loopbaan van 33 jaar in die weermag. Bekend as die man wat die Voortrekker Monument gered het, deel hy sy ervarings as hoof van die Monument en Erfenis Stichting en die aangrypende verhaal hoe hy soldate se oorskot uit Angola teruggebring het. Luister na hierdie besonderse gesprek met 'n man wie se nalatenskap diep in ons militêre en kulturele erfenis gewortel is. Lekker leer en lekker luister. Generaal, baie dankie vir jou tyd. Lekker om jou so te hê. Ons begin by die begin. Waar het jy groot geword? Die pad wat jy gestap het, daar waar jy nou weermag toe is. Jacques, my beginjare was in Johannesburg, verskillende voorstede van Johannesburg, eers Terfontein, Forsdale, maar die grootste gedeelte in Fairland, wat toe nog plotte was, en later een van die champagne voorstede van Johannesburg geword het. Ek het by laerskoolloopbaan. Wat is 'n champagne voorstad? Dit is nou 'n vonkelplek, jy weet, 'n uithangplek waar die mense nou bly wat tel, deesdae, nie in my dae. My dae was nou 'n onderontwikkelde plotte situasie. Middel van nêrens tipe Ja, van geen teerpaai nie, geen sentrale rioolstelsel nie. Jy het net boorgat gehad, geen krag, eintlik niks nie. Ja. Maar dit was 'n wonderlike jeugtyd wat die mense daar gehad het, in die veld tussen mense wat nie te veel gehad het nie, maar die lewe kon geniet het en lekker kon groot word. Daarna was ek by Hoërskool Linden, tot ek by die weermag aangesluit het. Ek het in matriek in Desember 62 klaar gemaak, 63 by die Leergymnasium, en daarna was dit nou maar die weermag, 'n loopbaan wat voorgelê het. Dit klink nou amper soos 'n snaakse vraag, maar ek wil amper sê, wat verg dit om 'n generaal te word? En is dit iets wat jy, as jy nou daar wegspring, is dit 'n ding in jou kop wat sê, ek wil eendag 'n generaal word? Want dit klink nie vir my of dit sommer maar net 'n ding is wat jy kan beplan en hardloop nie. Miskien moet ek vir sê, ek wou eers 'n vegvlieënier word. Want toe ek in staat 6 was, het ons die boeke van Moltke-Steyn gelees, oor die vegvlieënier, die syfers, en dit was my ideaal, maar my ouers het gesê nee. En daarom het ek in staat 7, was ek blootstel aan kadette, en toe het ek besluit maar soldaat wees is wat ek eintlik wil doen. Oor wat dit verg om as generaal te word, moet ek vir jou sê, harde werk, baie opleiding, baie genade, baie seëninge wat by jou pad is, die geleenthede, ek dink nie jy kan sê, jy het dit laat gebeur nie. Die tema ook my boek hier is uit genade bo verdienste. En ek dink dis die kern van die saak. Ek het tog die insident gehad in matriek, die laaste dag toe ons nou op skool van die onderwysers, die personeel afskeid geneem het, toe het meneer Kort Dirks, wat die hoof was van Hoërskool Linden, toe hy my hand skud, hy vir almal om gesê, hierdie man gaan nou, ek skud nou die hand van 'n man wat ook 'n generaal geword. Nou, hy het so gedink, ek het dit nie gedink nie, want in ons dae, as jy by die weermag aangesluit het, dan was die hoogste rang wat jy gesien het, was omtrent 'n majoor of 'n kommandant, en hulle het nog uit die Tweede Wêreldoorlog uitgekom. En in daai staan met ons dink, as jy by 'n kommandant gaan uitkom, 'n luitenant-kolonel, dan jy dan ver kom jou lewe, maar dit het baie vinnig verander, ook as gevolg van die omstandighede in Suid-Afrika. Jy weet, die bedreiging het toegeneem, oorlog het gekom, daar was 'n geweldige uitbreiding in die weermag en daarmee saam geleenthede. So ek wil onmiddellik sê dat jy moet nooit in jouself toeskryf nie. Jy was gelukkig dat jy die voordeel gepluk het van die veranderde omstandighede. Ek was die regte tyd, regte plek tipe van ding en ja, ek dink tog so. Ja, want ons het gekom van 'n weermag wat baie Brits georiënteerd was, baie klein was. Daar was ook nie nasionale diensplig nie. Ons het nog die bufferstate om Suid-Afrika gehad, ons keer het, maar hier van die begin 60 jaar af het hierdie goed een na die ander geval, en toe die ander geleenthede in die proses ontstaan. Kan ons so 'n bietjie stil staan, wat jy nou gepraat het van meer die Britse geur in die weermag en dan natuurlik die nuwe, so kleur daai bietjie in, wat was dit, hoe dit tipies gelyk dan onder Brits, en dan wat daai stelselmatige groeiontwikkeling van die weermag, wat het dit behels? Ja, ek dink mense moet besef dat die deelname van Suid-Afrika in die Tweede Wêreldoorlog was nie noodwendig deur almal ondersteun nie. Dit was 'n groot probleem met oor die Duitsers en die Britse ding. Die Duitsers en die Engelse en was baie mense wat eintlik die oorlogspoging aktief teengestaan het.
Ander mense het gegaan vir die avontuur en ook uit 'n ander siening van die bekamping van die Duitse aggressie. Maar toe aan die einde van die oorlog, toe die soldate nou terugkom, toe is die oorlog nou verby. En in Suid-Afrika was daar 'n nuwe nasionale gees wat ontstaan het, met die nasionale party wat oorgeneem het. En toe was daar aan die een kant 'n poging om die weermag mettertyd hier teen die einde van die 60er jaar, 50er jare te vir Afrikaans, meer Suid-Afrikaans te maak en om weg te beweeg van die sterk Britse invloed wat tot in daardie stadium nog was. En daardie invloed was in baie opsigte baie duidelik. Weer die taalgebruik, nog die assosiasies wat daar was, die uniforms was nog baie Brits geweest, die uitrusting was nog Tweede Wêreld georiënteerd en eers hier teen die einde van die 50er jare, toe dit noodsaaklik geword ons vinnig moes ontwikkel. En natuurlik toe daar nou heeltemal 'n nuwe gees in die weermag kom wat vir 'n lang tydperk weer hoofsaaklik Afrikaans georiënteerd was. Wat was daai wat het gebeur wat ek wil sê daai soos die Engelsman sê daai sense of urgency skielik geskep het? Want ek verstaan die nasionalistiese deel in die Afrikaans en ons eie eerste tipe van mentaliteit, maar hoekom die weermag? Wat was daar risiko? Was dit maar die sanksies wat aan die kom was of wat? Ek dink teen die einde van die 50er jare, die begin van die 60er jare met republiekwording, was daar baie groter nasionale bewustheid. En weet, vir die Afrikaner was die militêre gees, militêre voorkoms, dissipline, was sag op ons oor gewees. Dit is vir ons 'n amper natuurlike ding. En ek dink dit was die eerste stap. Die nasionalisme wat nog verder aangevuur is deur die republiekwording was ook 'n belangrike stap gewees. En ons het jong mense gehad wat graag met die weermag wou assosieer. Weet, die gimnasiumstelsel wat daar was, het 'n bepaalde prestige waarde gehad. Mense wou graag daar opgelei word. En dit was 'n uitstekende opleiding. En dan van die begin van die 60 jaar af, jy onthou, was daar natuurlik die toename in die bedreiging, weet, Umkhonto we Sizwe het gekom, die aanslag het toegeneem, daar was die binnelandse onderste terreur sake wat hy was, ook met meneer Mandela destyds, en vanaf die eerste aanvalle in Namibië plaasgevind het, was daar groter sin vir dringendheid, dat ons moes kyk na die getalle in die weermag wat opgelei kan word, en dit het gelei tot die afskaffing van die gimnasium en die loodlingsstelsel ten gunste van die nasionale dienspligstelsel om meer jong mense onder opleiding te kry. Ons moes kyk na al ons uitrusting, ons wapentuig, ons ammunisie, ons doktrines, alles moes vir Suid-Afrikaans word en geafrikaniseer word, want dit is waar ons geval was. Ons baie kyk na ander lande waar ons kon leer, want die Engelse was goed met hulle teen insurgensie veldtogte. Ons kon baie leer by hulle, maar uiteindelik het ons meer geleer in ons onmiddellike buurlande. Deur die oorlog in Rhodesia, in Mosambiek, later in Suidwes-Afrika en Angola, het baie meer toepaslike lesse vir ons hier gegee, wat in telkens kon ons weet, die aanpassings maak. Ek dink een van die groot tydperke wat ons baie geleer het, was met Operasie Savannah, in die vroeë middels 70s. Ja. Toe het ons met manne in Angola aangaan, wat nie behoorlik toegerus was nie. Hulle kon nie eens van die beskikbare Suid-Afrikaanse uniforms en dink ons wapentuig gebruik maak nie, en hulle het eintlik met die absolute minimum ingegaan en geweldig baie lesse geleer. Op 'n harde manier. Toe was daar 'n groot sin vir dringendheid. Daarna het almal besef dat ons kon nie met wat ons het Suid-Afrika bly verdedig nie, in terme van die lugmag, lugafweer, artillerie, panser, maar ook persoonlike wapens en ook persoonlike toerusting. Daar moes op talle terreine moes die krygstuigbedryf uitgebou word en ook natuurlik die weermag as sodanig. Wie was daai, ek wil sê, waar daai kennis, jy het nou gepraat van die Britte, weet wat natuurlik hulle sterkpunte het en goed. Ek wil sê, wie is eerste gebou om sê, hey, ons moet uitbrei, ons weet nie wat ons nie weet nie. Ek neem aan die Israelies was nog altyd 'n groot rolspeler. As ek teruggaan na die tydperk tussen die 50s en die 60s, dink ek was daar hoofsaaklik 'n politieke aanvoeling dat ons moet meer Suid-Afrikaans georiënteerd wees. Maar daar is natuurlik jong Suid-Afrikaners in die naoorlog
was wat opgelei is, was uitstekende mense gewees. Maar teen die einde van die 50 jare, 60 jare was daar nog hoofsaaklik generaals uit die Tweede Wêreldoorlog. Die generasie daarna het eintlik dink ek die groot verskille begin maak. Jy weet, as jy kyk na die Willem Lous en die Magnus Malans en die mense wat na hulle gekom het. Hulle het werklik met 'n baie Suid-Afrikaanse benadering gekom en met groot daadkrag opgetree om die verskil baie vinniger te laat plaasvind. Maar ook, hulle het nie geweet wat hulle nie weet nie. Dis soos om vinnig te leer en te kan aanpas. Ja, jy moes maar baie vinnig leer, daar was nie 'n keuse nie. Weet van die eerste operasie wat by Umkrombash was en daarna ons betrokkenheid clandestien aanvanklik, maar later natuurlik meer openlik in die buurlande was daar 'n baie groot sin van dringendheid. Dit was duidelik dat Suid-Afrika het teen die einde van die 60 jaar nog 'n baie sterk ingesteldheid gehad oor die belangrikheid van die Kaapse seeroete. En daarom is daar baie klim op die vloot, ook in die tyd van Admiraal Bierman. Die vloot het tog baie prominente rol gespeel, maar mettertyd het die klim heeltemal verskuif na die landwaartse oorlog met sterk lugondersteuning. Ja. Wat het daai 2 jaar, jy weet, waar is wie dit besluit, hoekom 2 jaar om natuurlik daai getalle te groei van die weermag en so aan. So wat, of vertel 'n bietjie meer, wat het daar gebeur, daai hele, ek wil sê strategie om die Kyk, daar was maar 'n besef dat die hoeveelheid mense wat gelewer word om in die weermag te bly, was onvoldoende vir die toenemende vereistes. Weet, aanvanklik was daar 'n loodlingsstelsel wat vir 'n kort tydperk opleiding gedoen het en dan is hulle weer terug, dalk opgeneem in die deeltydse magte, dalk nie eens opgeneem in die deeltydse magte nie. En dan in die gimnasium geval was die manne na 'n jaar opleiding nie meer verplig om verdere kampe te doen nie. So hulle het eintlik uit die stelsel uit verdwyn. En dis duidelik dat hierdie twee stelsels gesamentlike kon nie vir ons die mannekrag verskaf wat ons nodig gehad het om ons eenhede te beman om aan te wend operasioneel. Toe was daar ondersoek gewees en daar's gevind dat die enigste alternatief is 'n vorm van nasionale diensplig. Aanvanklik was dit vir 'n korter tydperk, toe 2 jaar gemaak. Later is daar kortdiens wat bygekom het en nog later weer terug na 1 jaar toe en toe afgeskaf. Maar ons as land moet eintlik verskriklik dankbaar wees dat ons wel die geleentheid gehad het om 'n dienspligstelsel te ontwerp vir ons behoeftes. Want ek dink die opleiding en die dissipline, die gevegsvaardigheid wat ons mense ontwikkel het daartoe gelei dat ons een van die beste weermagte, waarskynlik die beste weermag in die hele Afrika geword het. Jy het verwys na die Israelies, ja, ons het baie by hulle gereël, maar ook by ander. In die geval van die Israelies was die voordeel dat hulle het 'n klomp oorloë kort aan mekaar gehad. Hulle het 'n baie groot sin vir dringendheid gehad. En die Israelies het 'n baie goeie improvisasie vermoë gehad. En ons het die voordeel gehad dat ons kon leer en dit ook by ons toepas. Ons het byvoorbeeld in een stadium in my loopbaan het ons 'n Israeli kolonel gehad wat saam met ons instruksie gegee het by die leerkollege vir die stafstudente. En ek onthou sy aanslag was altyd, wat is nodig, wat is belangrik in oorlog en wat is al die ander goed wat eintlik tersyde gestel kan word, want jy moet gaan veg, dit moet jou primêre oogmerk wees, jy moet die geveg, die oorlog gaan wen. Ek dink was goeie invloed, nie net met die leer nie, maar ook met die lugmag en by ander elemente. So ek neem aan daar's 'n kwalitatiewe komponent van daai, so ek wil amper sê vergeet van die oorlog, net daai opleiding en goed wat 'n impak het op 'n nasie en 'n land en 'n kultuur. Ek dink die opleiding het 'n kwalitatiewe oogpunt natuurlik, maar ook uit 'n dissipline oogpunt. Ook uit 'n vaardigheidsoogpunt, ook as 'n belegging vir die toekoms. Want baie van daardie manne wat nou dienspligtiges was, het uiteindelik topleiersposisies geneem. Ek kan een voorbeeld noem. Terwyl ek bevelvoerder van die Brede Sentrum was nou Dr. Pieter Groenewald, een van my troepe gewees. Nou hy is nou minister van korrektiewe dienste. Ja. Weet jy net wat het gebeur met van die mense wat destyds ingekom het as troepe? Hulle het nie lewenslang troepe gebly nie. Maar hulle het daar 'n fundament ontwikkel, deeglike opleidingsfundament waarop hulle altyd met trots kon terugval om weer verder vorentoe te vorder. So ek dink dit is 'n ongelooflike goeie belegging vir ons as land gewees en dis jammer dat ons nie eintlik 'n soortgelyk iets kon instel
vir al ons bevolkingsgroepe wat dan die waarde daarvan sou kon kry, maar op die oomblik is die weermag se prioriteite en dilemma is anders as dit in ons tyd bestaan het. Ja, so dis ek sê, is weer net daai perfekte samekoms van omstandighede. En ek wil sê, ek dink, dis altyd gooi 'n bietjie die baba met die badwater uit, dat dit gaan nie net oor oorlog nie. So jy sê, dit gaan nou oor man wees en ontwikkeling. Kyk, 'n mens moet baie eerlik daaromtrent wees. Ons het baie meer mannekrag gehad, maar dit beteken nie dat al die addisionele mannekrag was direk betrokke by die oorlog. Jy weet, daar's tuiseenhede, daar was eenhede in die republiek wat te doen gehad het met interne onrus, maar wat nie by die oorlog op die grens was nie. Weet, so selfs die mense wat op die grens was nie almal noodwendig aan die skietoorlog as sodanig blootgestel. Hulle was onder operasionele omstandighede. Baie van die oorlog het bestaan uit om te wag vir iets wat moet gebeur. Maar terwyl jy wag, moet jy deeglik opgelei wees en jy moet reg wees vir wanneer dit gebeur. So ek dink mense is neig om te dink dat almal was by die oorlog betrokke. Nee. Ek dink as jy kyk na die hoeveelheid mense wat werklik aan skietgevegte, aan die gewapende konflik as sodanig blootgestel word, dan is dit eintlik 'n baie klein persentasie. Ek wil sê daai waardeketting was baie groter. Die waardeketting is baie groot. En dit het baie waarde toegevoeg vir almal. Ja. So ek wil nou weer terugkom na hierdie pad na generaal toe. So gee ons net so 'n opsomming. Wat is daai pad wat jy moet stap? Wel, in die weermag moet jy opleiding ondergaan. En jy moet bepaalde kwalifikasieringskursusse doen. Jy moet as jy die infantry vat, ek is 'n infanteris, 'n trotse infanteris, dan jy basiese gevegskursusse, jou dienswapenkursusse wat jy moet doen en jy moet dit kwalifiseer. As jy dit nou alles kwalifiseer het, dan moet jy stafopleiding ondergaan. As jy nie beskik oor die potensiaal om stafopleiding te slaag nie, dan is daar klaar eintlik 'n tipe van 'n beperking wat op jou loopbaan gestel word, want jy moet kan kwalifiseer veral om die bevel en stafkursus te kon doen. Daar was 'n ander bestuur en stafkursus, maar dit was eintlik op 'n ander vlak. En wat het mens nodig gehad om dit deur te kom? Wel, jy moes eers al jou gewone kwalifikasie en bevorderingskursusse geslaag het, en jy moet geïdentifiseer wees as iemand wat beskik oor die potensiaal vir verdere bevel en stafaanstellings. So as jy nou sou gedink het iemand het nie 'n verdere potensiaal, het nie persoonlikheidseienskappe om verder bevorder te word. Jy sou nou nie tyd mors om die persoon nog onnodig te gaan oplei of geld mors nie, weet. Is daar ek wil sê 'n likability factor, soos die ou is nie 'n poepel nie. Ek dink maar dit is ook seker 'n vereiste. Wel, ek dink daar is, ek wil nou nie die woord gebruik nie, maar daar's van hulle wat ook generaals geword het. Ek wil net sê jy moet nou, ek is baie versigtig om nie. Ek hoor jou. Ja, kyk, ek dink die hele kwessie van mensverhoudings en menshanteringsvaardighede is 'n baie belangrike faktor, en as jy dit nie kon gedoen het nie, dan het baie kere het dit jou laat struikel. Daar is mense wat generaals geword het wat eintlik nie daardie vaardigheid gehad het. Ek gaan my een naam noem. Generaal Willem Lou was 'n verskriklike daadkragtige mens, en hy het baie mense om hom saamgetrek wat ook so daadkragtig was. En in daardie tydperk was menseverhoudings en mens wees nie baie belangrik nie. Later het die klem meer verskuif na 'n tipe van 'n mensgeoriënteerde daai soft skills, die Engels. Ja, om die vaardigheid om mense aan te wend om hulle insette te optimaliseer. Ja. En dan kan jy nie voortgaan om soos 'n die tafel te slaan nie. Ja, die tafel slaan en naderhand opsit vir asof die mens nie belangrik is in die proses nie. Die mens is die kern waarom dit gaan. En as jy die mense bymekaar kan kry, kan jy wenspanne bou. Maar sonder wenspanne is dit 'n baie moeilike taak om volhoubaar te doen. So kom staan sommer daar stil, generaal. Die hele, jy weet, en ek dink dit is so van pas in die koöperatiewe wêreld nou en jy weet hierdie 21ste eeu is ek dink jy soos dit nou gepraat van outsourcing en die werk op verskillende lande, verskillende spanne. Wat is ek wil sê soos nou tips en tricks. Wat is die paar stukkies advies in terme van wat vereis goeie leierskap? Wat is die tipe dinge waar mense kan kyk om 'n span meer dinamies te laat saamwerk? Ek wil sê, wat is daai goed wat die risiko's en die geleenthede wanneer dit as leier kom en dan die dinamiek van die span om dit te optimaliseer?
Wel, ek het nou nie voorberei om 'n lesing oor te gee nie, maar as ek vir jou vinnig moet antwoord, sou ek sê dat ek dink in die eerste instansie die leier moet weet waar kom hy vandaan en waar is hy op pad self. As jy onseker is en jy is verlore in jouself, is dit baie moeilik om 'n leier te wees. Jy moet bereid wees om voor te loop, die leiding te neem, leiding te gee, maar ook die risiko's wat daarmee gepaard gaan te hanteer. Dan is jy moet kennis hê. Jy kan nie onkundig wees en dink jy gaan mense lei nie, want jou onkunde gaan jou laat struikel. Jy moet beskik oor vaardighede. Jy moet beskik oor die nodige dryfkrag om dinge gedoen te kry. Want as jy net terugsit en tevrede is en God se water oor God se hart laat loop, gaan dit nie gebeur nie. Dit is vir my baie belangrik dat jy moet mense ingestel wees. Jy moet mense wil saam met jou vat. Party mense is nie altyd maklik genoeg om saam te gaan nie. Ek was bekend as 'n man wat baie vinnig hardloop het. En daarom was dit nie meer in die werklewering, want ek was nie 'n groot atleet geweest nie. Maar jy weet, maak dinge gebeur, baie vinnig. Dinge gebeur. Dit moet nie baie keer met 'n stophorlosie, nie met 'n kalender nie. Ons moet die dinge gedoen kry. En ek hou daarvan, as ek altyd sê, ons moet gister dit klaar. En ek dink dit is belangrik dat jy moet die mense jou kan saamvat. En uiteindelik met hulle kan deel in die vreugde van sukses. Hulle moet kan voel dat hulle was deel hiervan en hulle moet met bevrediging kan terugkyk na die pad wat hulle tot by daardie punt gelei het. Ek dink geloof speel 'n baie belangrike rol. As jy nie die geloof het in ons situasie soos dit was dit vir jou moeilik om vooruit loop, want ons moes baie keer op ons geloof staat maak om ons deur moeilike tye te kry. Jy weet, vaderlandsliefde was baie belangrik. Ons voel van nasionalisme, jou besef van wat is belangriker vir die groter saak en nie net vir jou persoonlike voordeel nie. As klomp elemente, ek kom nie terug na die gewone eienskappe van leierskap nie, want dit is redelik algemeen bekend, maar ek het gedink in ons situasie, wat dit mense laat uitstaan. En maar uiteindelik wil ek vir jou sê dat in al hierdie situasies ook as 'n leier, moet jy baie keer staat maak op genade. En baie wat jy kry is bo jou verdienste en mense is baie dankbaar as jy wel sulke geleenthede gekry het. Ek neem aan die genade komponent kom ek in is kyk, ek weet, ek dink dit was ek wil nog sê Montgomery, dit was nie Montgomery van in die Tweede Wêreldoorlog, die Allied Forces, wie was die leier nou weer? Ek weet nou gaan nou onthou, maar Eisenhower moes sê plans mean nothing but planning is everything. En daai sluit my aan by Mike Tyson wat gesê het everybody has a plan until they get punched in the face. So ek neem maar daar's altyd 'n komponent van jy's voorberei, maar eintlik tot die eerste skootklap, jy weet nie wat jy nie weet. Jy moet baie deeglik voorberei, want onthou nou weer 'n keer 'n groot deel van jou weermag betrokkenheid is nie noodwendig geveg georiënteerd nie. Dit is meer bestuur georiënteerd, begrotings, verkryging van jou krygstyg, jou ammunisie, al dis weer daai waarheid dan kom. Dis 'n lang proses, daar baie mense betrokke by die situasie, maar ek dink een van die sterkpunte wat ons gehad het in die weermag was reeds ons vermoë om te beplan. As ek sê die weermag, dan praat ek van die weermag in die krygstyg verband. Ons vermoë om te beplan, ons vermoë om te innoveer, om goed te ontwikkel en die woord by die daad te voeg. Dit was eintlik die belangrike element wat ons deeltyd kon sien waar is die probleme en wat kan ons daaromtrent doen om dit uit te sorteer. Soms het ons uitdagings gehad. Weet die wapenboikot wat daar was het veroorsaak dat sekere tipe kundigheid nie vir ons beskikbaar was nie. Dan moes ons baie meer tyd spandeer aan navorsing en ontwikkeling en proefneming. En dan het soms daartoe gelei dat die tipe wapentuig wat ons nodig het nie betyds daar was nie. Ek dink byvoorbeeld aan sekere vliegtuigmissiele wat as ons toegang tot die internasionale mark gehad het, sou dit baie gouer beskikbaar gewees het, sou ons lugoorlog baie makliker gewees het. Maar vir lang tyd het ons die risiko gehad tydens die oorlog van Angola dat ons met missiele geveg het wat nie noodwendig betroubaar was nie. Wat baie groot risiko's vir ons vlieëniers geskep het. En ek dink nou om daarbey aan te sluit, is die rooi valk nie 'n klassieke voorbeeld van hierdie fantastiese tuig wat te laat amper reg was? Ek dink ons het baie groot weerstand gehad van 'n bepaalde groot moondheid wat eintlik 'n Apache
vliegtuig Ek gehad sê die oppositie. en hulle wou ons uit die mark uithou. Maar ek dink ons vliegtuig was in terme van sy ontwikkeling wat my betref beslis beter. Die probleem was dat ons so min van hulle gemaak het, was hulle so duur. En om vir so min vliegtuie die uitgebreide logistieke lyne te onderhou, om hulle in stand te hou, het dit naderhand amper 'n onmoontlike taak geword. En daar was dit jammer, as ons nou in die DRK meer van hierdie aanvalshelikopters beskikbaar gehad het, sou ons soldate waarskynlik nie in die benarde situasie gewees het as dit nou in is nie. Generaal, jy het seker tonne stories. Is daar iets wat uitspring? Ek wil amper sê ons trek dit terug na 'n gevalle studie van leierskap of uitdagings, beplanning. Is daar 'n insident of iets wat uitstaan? Jacques, ek is nou nie vanaand hier om my boek te bemark nie, maar ek maar gooi probeer hom. my boek te skryf op 'n manier wat hy kronologies Ja. op mekaar volg, die verskillende tydperke in my lewe, en dan uit elkeen van hierdie tydperke is daar dinge wat uitstaan, wat amper, wil ek sê, in sommige opsigte uniek is. Maar die boek is so geskryf dat mense hoef hom nie kronologies te lees nie. Jy kan enige hoofstuk lees en volgens jou belangstelling dan weer terugkom. As jy belangstel in wat het in die operasionele gebied gebeur, dan kan jy eers dit lees en dan kan jy later terugkom na die gimnasiumjaar toe as jy wil. En ek dink dit is dis moeilik om nou in die konteks van hierdie gesprek net 'n enkele insident te probeer uitsonder. Vir my het ek met uitstekende leiers gewerk. Party is gevegsleiers gewees. Anders was bestuurders. Ander was meer politieke leiers. En ek kan ten opsigte van elkeen voorbeelde noem van wat hulle sterkpunte was en wat hulle swakpunte was, jy weet. Maar ek dink ons het eintlik 'n wenspan gehad wat bestaan het uit 'n klomp uiteenlopende persoonlikhede met sterkpunte en swakpunte, maar as 'n span het hulle mekaar aangevul en kon hulle voortgaan in hierdie totale poging bedryf. 'n Mens so langs die pad kom praat van lesse wat jy ervaar en beleef het, maar ek wil nou nie graag een uitruk asof dit nou die totale verskil gemaak het nie, want dit is eintlik 'n sameloop van omstandighede, 'n klomp dinge wat uiteindelik daartoe aanleiding gegee het dat ons kon ontwikkel tot die vlak wat ons ontwikkel het en kon bereik wat ons bereik het. So in terme van om seker te maak jy weet daai span is optimaal saamgestel. Was aanlegtoetse, was dit 'n groot ding, groot hulpbron? Ja, dit op verskillende vlakke natuurlik. Jy weet, aanlegtoetse het van die begin af 'n rol gespeel, maar toenemend na mate ons sielkundige dienste 'n groter rol gespeel het die aanlegtoetse ook meer wetenskaplik geword, jy weet. En mense het kursusse bygewoon, toetse ondergaan, bepaal wat is sy sterkpunte, wat is sy ontwikkelingsareas, waarop moet gekonsentreer word en so meer. Ons het senior leierskapsseminare gehad, verskillende modelle wat gebruik is. Dit is veral nie daar van generaal Malan. En die van is hy baie goed ondersteun die verskillende hoofde van personeel van die weermag en die geneesheer-generaalsmense wat toe wetenskaplike toetse ontwikkel het. Die beste voorbeeld is waarskynlik die spesiale magte wat baie spesiale toetse moes slaag. Maar dit gaan ook verder by jou valskermsoldate, jou spesialiste soldate. Ons het dit gehad by die kering van offisiere. Jy weet, destyds met die instelling van die fase 2 opleiding was dit by uitstek daarop ingestel om te kyk wie beskik oor die vermoë om leiers te word. Nou dit het gelei tot verskillende benaderings en dikwels ook maar botsende benaderings. Tipiese voorbeeld. Die lugmag het aanvanklik gesê tydens hulle fase 1 opleiding wat 'n jaar geduur het, voordat hulle by die offisierskeringsfase gekom het, het die persoon klaar gekwalifiseer as 'n vlieënier. Maar nou gaan hy op die keringsfase, fase 2, en nou bevind ons hy beskik nie oor die leierseienskappe. Nou wat van al hierdie vrugtelose uitgawe om die manne op te gelei as 'n vlieënier? En nou sê hy mag wees nie. En wat gebeur met daai man wat ons sê hy beskik nie oor die eienskappe om 'n offisier te word nie? Hy gaan waarskynlik uit en gebaseer op die opleiding wat sy vlieënier gekry het, gaan vlieg hy kommersieel. By lugdiens en hier kry hy nou groter salarisse, baie geleenthede. Wat is die motivering vir die man wat nou verdere keringskursusse moet ondergaan? Ja. Die ander een was jy die aanleg om akademies te gaan studeer. Maar dit kan ook baie maklik verkeerd bewys word. Ek dink aan een geval, een van my kollegas het met een van die kerings
het hulle gesê hy beskik nie oor genoeg akademiese agtergrond vir 'n BA kursus nie. Maar op een of ander rede, en ek kan dit nou nog nie verstaan nie, is hulle toe bereid om vir my kans te gee om 'n ingenieurskursus te gaan doen op Stellenbosch. Goeie aarde. En daar speel hy rugby, hy's baie aktief besig en hy slaag die kursus in die minimumtyd. My mag. Hy het die voorgeskrewe tyd en daarna het hy aangaan met die bestuurskonsultasie. Want wys jy nie dat jy kon ook verkeerd wees met hierdie goed. Ek onthou een persoon het ek persoonlik gesê, ek dink nie hy beskik oor die eienskappe om offisier te word nie. Hy het 'n 747 kaptein geword. Jy weet, dit is net in 'n ander rigting. Ja. Maar hy dien noodwendig oor mense Ja. bevel hoef te voer, behalwe sy bemanning en die. Maar hy het die vaardigheid gehad en die vermoë gehad, die verantwoordelikheid om so 'n groot vliegtuig te hanteer. Ja. So jy kon baie keer verkeerd wees Ja. met die toetse, maar dat jy mense moes toets, is baie belangrik, want jy het jou risiko in die proses net verminder. Net verminder. En En ek ons dink het dit is belangrik. so baie van daai toetse ook, ek wil sê is dit plaaslik ontwikkel. Ja, ons het uitstekende mense gehad wat toets ontwikkel het. 'n Man wat 'n baie prominente rol in die verband gespeel het, was Sepp Serfontein. En hy het 'n klomp sielkundiges om hom gehad en hulle het vir elke bepaalde situasie het hulle dan 'n toets ontwikkel om bepaalde eienskappe te meet en ook dan intervensies voor te stel oor wat gedoen kan word om die persoon se optrede, sy vermoë te optimaliseer. Ja. Een woordjie en ek wil amper nou ek sou bang want ek like nie om politieke gesprekke te hê nie. Ons is in Suid-Afrika, ons het genoeg sulke gesprekke, maar een woordjie wat my oog gevang het was verdraaiings, nê? Nee? Ja. Wat is daar so ek sê sonder om polities te raak. As jy nou terugkyk, wat se verdraaiings is daar oor die oorlogtyd? Ek gaan maar een van die verdraaiings vir jou gee om te sê ons regering was ook in die vorige bedeling betrokke by situasies wat ons geloofwaardigheid aangetast het. Gedurende operasie Savannah was ek 'n student in Spanje vir 2 jaar. En terwyl ek daar was, toe is die inval nou in Angola, waar die Amerikaners ons in die steek gelaat het. En ons regering het vanweer redes wat vir hulle toe belangrik was, ontken dat ons in Angola was. Pragtig. Maar terwyl ek in Madrid was, het ek gereeld op televisie ons troepe mense wat ek sien op televisie gesien met oorpakke en tekkies wat besig om oefeninge te doen. Dan jy ook vir jouself gesê, maar hoor jy, maar wie moet jy nou glo? Ons ambassadeur wat destyds in Madrid was, het my gereeld gevra, maar wat maak ons in Angola? En sê ek vir man, ek weet niks meer as jy nie, en hy het my nie geglo nie. Pragtig. Maar ek dink ek moet weet. Ja. Jy weet, jy kan nie in die weermag wees en jy weet nie. Maar ons hele land het nie geweet nie, want dit was 'n groot geheimhouding gedoen. Hoekom? Wel, destyds was dit maar ons het gedink die Amerikaners gaan ons ondersteun. Die belofte was daar gewees. Maar dit was mos 'n koue oorlog. Dit is maar dit was toe nou nie so koue oorlog, dit was toe warm oorlog. En maar die Amerikaners het toe as gevolg van interne politieke druk hulle steun onttrek en hulle wou uiteindelik nie eens vir ons wapentuig gee in die res van die oorlog en daarna nie. Hulle was bereid om vir seker tipe wapentuig nog vir UNITA te gee op voorwaarde dat die Suid-Afrikaners nie toegang daartoe moet kry nie. Val seker tipe lugafweer wapentuig. So dit was maar moeilike tye wat daar was 'n ander ding wat jy tipies ook in enige oorlogssituasie kry van alle kante af, is 'n mate van klimaatskepping. Nou jy kan miskien klimaatskepping ook beskou as 'n vorm van verdraaiing. As jy moet 'n motivering opbou vir 'n bepaalde operasie, dan gaan jy in die aanloop tot die operasie, gaan jy meer die klem van die beriggewing, die nuus, klimaat gaan daarop ingestel wees om die klimaat te skep, sodat wanneer jy uiteindelik moet aanval, dat jy die regverdiging daarvoor het, dat dit nie bevraagteken word. Klink soos bemarking. Dit is 'n vorm van bemarking. Sekerlik, soms gebeur dit nie nodig is nie. Byvoorbeeld na die mortieraanval, die bestoking van Katima Mulilo in Augustus 1978. Toe was die klimaat daar. Ons hoef niks te gedoen het nie.
hulle die vyand het die klimaat vir ons geskep, deur 10 van ons troepe dood te skiet, met 'n vuurpyl wat ontplof het in 'n slaapkwartier en verder 10 wat gewond is. En die klimaat was daar dat ons toe vir die eerste keer oorgrensoperasies, hakkejag-operasies kon uitvoer. Tot in daardie stadium moes ons suid van die Kaplyn bly. Ons wag nie oor die grens gegaan het nie. Maar toe het dit bestaan. Toe kon ons aangaan, jy weet. Daarna is die hakkejag-operasies en die oorgrensoperasies toe ook uitgebrei na Ovambo toe, maar dit het begin by die Oos-Kaap-Rivier. So soms het die klimaatskepping outomaties plaasvind op vyandelike inisiatief. Die vyand het ook maar probeer om klimaat te skep. Dis deel van oorlogvoering. Ek wil net sê goeie propaganda. Ja. Ek bedoel, en dis 'n ding wat oor die jare, mense hoor dit nou maar net, wat van die, ek wil sê die ou manne, die veterane gesê het, maar hulle weet nie waarvoor hulle gefight het nie. Is dit so ooglopend? Is daar 5 kante aan daai storie? Wat het gelei tot daai tipe aanmerking van ons? Ek kan dit verstaan. Kyk, jy kan 'n man kry wat baie goed opgelei is. By land dan by 'n plek waar hy miskien wat dit stil operasionele omstandighede is, wat hy selfs nie sy operasionele vaardigheid daar benut nie. Jy weet wat hy nou blootstel word aan allerlei forme van propaganda, die woord wat jy gebruik het. Kom ons sê maar verdraaide beriggewing, aanvalle op sy teenwoordigheid op 'n bepaalde plek, wat hy nader aan self wonder wat maak hy hier. Ek dink met die verloop van tyd, ons mense het almal baie sterk geglo in die stryd teen kommunisme. Dit was vir ons dit was die fondasie van alles. Dit was die fondasie, jy weet, en baie was ook maar rasse gekleur geweest, jy weet. Ons het later ontdek dat die rasse gedeelte was nie so 'n groot verdelende faktor, want ons het baie swart soldate aan ons kant gehad, wat uitstekende soldate is wat saam met ons geveg het, en met baie goeie verhoudinge. En ek dink selfs na die terugkom van die sogenaamde bevrydingsbewegings uit die buiteland uit, het ons met baie van hulle gevind dat hulle ook 'n tipe van 'n nasionalisme en 'n militêre trots wat aanvanklik baie sterk was. Mettertyd het nou verwater geraak, is my afleiding. Maar ek dink die blote feit dat daar toe met die ontbanning van die ANC, die kommunistiese party ook ontbind is. Dit was ook vir my 'n skok. Ek onthou die dag toe dit aangekondig is, want ek het in 'n stadium vooraf besef dat ons kan nie voortgaan met die oorlog nie. Die oorlog raak vir Suid-Afrika onbekostigbaar, onvolhoubaar. Ja. En ons moet by 'n politieke oplossing uitkom. Dit sou die enigste oplossing wees wat standhoudend kon wees in ons land. Maar vir baie mense was die ontbanning van die kommunistiese party uiteindelik die hele ideologiese basis van die oorlog half verwyder. Ek sien. En baie mense daarna gesê, maar wat het ons daar gemaak? Ons het geglo ons veg teen die kommunisme. Ek het 'n wonderlike offisier onder my bevel gehad in die Oos-Kaap-Rivier, oom Dirk de Tooy. En sy hele lewe het bestaan uit voorligtings oor die gevare van kommunisme. En hy het met groot oortuiging oorgedra. En die dag toe dit nou aangekondig word dat die kommunistiese party nou ontban word, toe het sy hele basis van al sy motivering vir al die jare het verdwyn. En arme oom Dirk, ek is 'n wonderlike mens, maar hy was uiteindelik 'n baie eensame en 'n verbitterde mens. Ja. Dat hy oorlede is, want hy kon nie aanpas by hierdie benadering. En ek dink hy het ook in sy gemoed gevra, wat het ons daar gemaak? Wat is die sin daarvan gewees? Jy weet. Ja. Spanje. Wat het in Spanje gebeur? Dit was 'n baie interessante tydperk gewees. Onthou, in daardie stadium was daar 'n aantal lande in die wêreld wat meisonstatus gehad het. Jy weet, Chili was een en Taiwan het een geword en verskeie het dit gehad. In 'n stadium toe daar nou 'n aanbod gekom van Spanje dat ons nou 'n student soontoe kan stuur. Ek was toe die eerste student wat 'n baie kort kennisgewing soontoe moes gaan vir 'n bevel en stafkursus, 'n gesamentlike oorlogvoeringsstafkursus. Dit was 'n wonderlike geleentheid dat ek altyd met groot
waardering na sal terugkyk, maar dit was ook maar 'n baie moeilike tyd. En dit het ek sommer in die begin besef. Ons moes op 'n baie kort taalkursus gaan, my vrou en ek, onder baie moeilike omstandighede. En ek onthou die eerste aand toe ons na 'n verkorte taalkursus, ons kon dit in 2 maande doen in plaas van 3 maande. Toe sê hulle, nou moet ons na Spanje toe gaan leer. Toe staan ons daar by Ilha do Sol, en daar's 'n persoon wat baie entoesiasties in Spaans praat. Ek gaan 'n keer en ek maak die fout en sê, sí. En daar lei hy af, ek kan nou Spaans praat, hy begin my Spaans praat. En hy praat al hoe vinniger 'n aksent wat nie in my Hugo se boekie was nie. Ek het naderhand gesweet soos hierdie ou nou vir my vertel, gaan toe ons nou deurgaan na die lughawe toe, na die vliegtuig toe, toe kondig hulle vertraging aan. Toe moet ons teruggaan na die saal toe, toe ek 'n verdere uur met hom praat. Toe ek uiteindelik in die vliegtuig gesit het, was ek nou heel gewees. Maar die eerste week wat ons in Spanje was, het ek 'n brief gekry van hulle ministerie van verdediging. Wat sê dis vir my land en vir my 'n eer om daar te wees, en daarom gaan hulle by vandag 1 af as 'n nasionale student hanteer. Yes. En daarom was die volle 2 jaar as daar was ons onderwerp aan al die toetse, al die vereistes van die nasionale studente. En as jy nie goed genoeg presteer het nie, as jy in groep kantoorhouding sê jy moet jou sokkies optrek, van die 3 nie Spaans sprekende studente op die kursus, die res almal so klap van Spanje of Spaans weggehaat of was reeds in hulle eie lande staf gekwalifiseer wat ek nie was nie. Maar vir die 3 van ons het net ek self geslaag. Die ander 2 is na die eerste jaar as hulle formeel verwittig hulle slaag nie, hulle kan nie voortgaan met die tweede jaar nie. So dit was 'n veeleisende kursus. Ek het dikwels dink die Spanjaarde se benadering is oordrewe. Maar jy weet, daar's 'n ou gesegde wat sê en in Spanje sê mata el toro. In Spanje word die bil doodgemaak. En in alles wat hulle doen, is dit so die bil word doodgemaak. Wat nou is met eksamens skryf, of rook in die klas, of wat jy ook al doen. Ja. Alles is met groot entoesiasme en elan gedoen. En jy moes maar saam gaan, jy kon nie terugstaan nie. So dit was 2 baie veel eisende jare, maar 2 wonderlike jare. En ek het 'n groot respek ontwikkel vir die Spanjaarde. Alhoewel ek daarna het hulle verder ontwikkel toe nou werklik na die tyd van Franco en hulle nuwe koninklike bedeling en demokrasie by NAVO aangesluit het, toe het hulle meer toegang tot wapentuig gehad, 'n ander opleiding gehad, so ek het geen twyfel nie dat die Spaanse weermag van vandag is waarskynlik baie beter gekwalifiseerd as die een waar ek destyds die bevel staf en stafopleiding ondergaan het. Maar ek dink hulle het toe reeds toegang tot baie wapentuig, veral geskut gehad, en ook beplanningstegnieke wat ons nog nie in ons land gehad het nie. En ek kon daardie kennis en vaardighede kon ek terugploeg toe ek weer terugkom na ons eie weermag toe. En Spanje nou, jy het genoem ander lande, jy het genoem Maison, wat is die Maison-staat, en Paria-staat is die Wat is Maison-staat? Ek wil nou gevra het, wat is 'n Maison-staat? Maar kyk, die res van die wêreld het op hulle neergesien. Sien. Jy weet, Chili met Pinochet was nou bepaalde assosiasies. Die Argentyne in 'n stadium, Fidela het bepaalde Maison-status gehad. Suid-Afrika was een gewees. Israel was een, alhoewel Israel 'n groot broer gehad dat hulle baie beskerm het. Jy weet, Suid-Korea in die oë van baie mense was so gewees. Taiwan was so gewees. Jy weet, daar was verskillende lande wat net eenvoudig hulle was in die oë van die wêreld, was hulle uitgeworpenes. In Suid-Afrika as gevolg van ons binnelandse beleid en toe as gevolg van die operasies in Angola, veral het baie sterk daardie konnotasie gehad in die wêreld. Ja, maar na mate die ander lande nou verder gevorder het, weet in mate hulle ontslaak kon raak van hulle diktature en wat daarmee gepaard gegaan het hulle toe hulle status verloor. Hulle het gewone burgers vir ons nog vir baie jare aangegaan as gevolg van die binnelandse politieke beleid om in daardie oorlog te wees. Ek gaan sê ons maak maar asof ons nie baie goud en diamante het gehad het nie. 68 lande. So wat hoe
klok mens 68 lande op. Ja. En ek wil sê, watter lande Ja. spring uit? Ek was baie, maar wat? Jou vraag verwys na die hoeveelheid lande wat ek in my loopbaan besoek het, sommige van hulle tot 10 keer. Ek dink dit is maar 'n kombinasie van die amptelike verpligtinge. Ek het in 1973 vir die eerste keer oor see gegaan saam met Admiraal Wierman toe ek sy persoonlike adjutant was en ek het gedink dis seker die eerste en die laaste keer wat ek ooit oor see sou gaan. Hoekom? Wel, mense was nie daaraan blootgestel nie. Jy weet, jy het gesê jy het van Welkom afgekom. Op skool was Welkom die verste wat ek uit van Johannesburg af gegaan het. En dit was 1 naweek gewees. Ek het eers eintlik 'n nasionale broodslag gekry toe ek nou in die weermag gekom het. En toe mettertyd nou meer 'n internasionale blootstelling. Verskeie kere op amptelike besoeke, 2 jaar in Spanje gebly. En toe ek nou terug van Spanje af baie kere opgetree as tolk en as skakelofficier vir belangrike besoekers aan die buiteland en belangrike besoekers aan Suid-Afrika. Toe het ek ook nou mettertyd toere begin organiseer, as toerleier opgetree en in totaal 68 lande, party van hulle tot 10 keer Yes. besoek. Dit was baie groot voorreg geweest. So, hoekom 'n toerleier? Wat het dit veroorsaak? Ek het self begin toere reël. Destyds vir die Klub Geberra wat ons gestig het by Kommuniteit Noord-Transvaal, het ek 'n groep bymekaar gemaak na redelike toer en dan tree ek sommer op as die toerleier ook na verskeie lande toe. En in daardie stadium was dit kort na die val van die USSR. Toe het baie van die lande vir die eerste keer oopgegaan. Veral die Oos-Europese lande. Ja, toe kon hulle die eerste keer gaan besoek en dit was nou unieke Ja. ondervindings. Maar die toer was ook in Afrika gewees, in Zimbabwe, Rhodesia, Angola, Mosambiek, Namibië. Het ons mense honger gehad vir 'n bietjie. Ja, ons mense wou graag toer. En veral as mense kwaliteit kon aanbied, weet die persoonlike aandag, klein groep benadering, selfbestuur met die voertuig en dan taalvaardigheid het baie gehelp om dit te gaan doen. Soveel tale kan Wel, Afrikaans, Engels en Spaans. Okay, so daai is die Dit Spaans is, ja. maar die Spaans is ook 'n sterk fondasie seker vir ander Portugees en Ja, jou enige Frans Latyn, enige Latynse taal Ja, kan jy ja. jouself eintlik genoeg woorde herken en jy kan jouself laat help. Ja. Sekere lande in Europa is Afrikaans natuurlik belangriker. As jy nou in Frankryk gekom het, dan het hulle nie daarvan gehou dat jy Engels praat nie, maar as jy Afrikaans praat, dan vra jy, kan jy maar Engels praat nie, jy weet. En dit help dan ook. Maar ek het ook baie keer gevind dat die wil om te kommunikeer is belangriker as die taal. In Rusland waar ek nou verskeie kere gaan toer het ek baie keer doelbewus op die moltreine gaan ry. Mense het gesê jy moet nooit doen nie, jy gaan verdwaal. Dis ek maar ek wil verdwaal want ek wil nuwe goed ontdek en dan kan ek mos van die mense vra. So mense sal nooit met hulle kan praat nie. En ek het een aand op een van die moltreinstasies het ek met 'n persoon probeer kommunikeer. Toe sê hy kan nie praat nie, hy kan nie praat. Ek sê ek man jy hoef nie te praat nie. Kyk in my oë, ek sal met jou praat. En uiteindelik het hy my aan die hand gevat, hy het ons na die perron toe gevat en op die regte trein gesit. En ek het daar weer vir gesê, kyk jy hoef nie te kan praat om te kommunikeer nie. Dit help natuurlik, maar dit is nie baie belangrik nie. Ons het dit baie kere ook gevind, val op die Trans-Siberiese trein. Daar was op elke van hierdie waans was daar 'n Russiese oorsigter, ek wil haar amper 'n samjoer noem, want sy het daar 'n waan met absolute ystergreep hanteer. Hulle was almal vrouens, stewig en met groot gesag. En ek het net altyd gesê, wag, kyk in my oë, dan kan ons met mekaar praat. En dan praat ek Afrikaans, en sy praat Russies, maar ons kommunikeer rond uit die bos uit. Eendag het ons 'n probleem gehad, want ek het altyd op daardie trein vir die mense gesê, onthou nou, as jy by stasie stilhou, moenie ver weggaan van die trein af nie. Want die trein gaan op die regte tyd vertrek, al kom hy laat aan. En as jy nie op die trein is, gaan hy vir jou wegry. Ja. En eendag toe ons daar deur die separei toe kom een van die lugwardinne my toe, sy sê vir my, daar 6 my mense is weg. Ek sê nee, my mense is almal hier. Sy sê daar 6 weg. Ek sê nee, hulle is hier. Ek gaan kyk. Nou stap ek deur die trein, maar ek kry verskeie kompartemente is toe. Kry mense in die eetsaal nêrens nie. Nou gaan ek terug na toe. Ek sê hoorie, ek dink daar 6 my mense weg. Sy sê hulle is by daai stasie daar agter. Nou sê ek nou, wat doen ons nou? Nou moet jy op daai trein
moet jy nou met 'n agterskakel teleedrukker kommunikeer. Nou sê hulle vir my nee, die mense staan daar by die stasie, hulle daar agter gebly, die trein het hulle weggery. Dan sê ek, maar wat doen ons nou? Hoe kry ons nou hier? En daar blyk toe, daar is 'n plaaslike trein, plaaslike paar 100 kilometer, wat nou vinniger as ons ry, hulle kan by ons verbyry, en dan sal ons nou weer kry, as ons by Irkutsk, by die Baikalmeer kom. Die aand toe ons daar kry, toe staan daar 3 baie beteterde mans eenkant, en die vrouens in trane, hulle die hele dag vir die mans gesê, maar wat gaan Gert sê, hy het ons gesê, jy moet weggaan van die trein af. En die mans het eintlik nie verskoning, maar wat toe gebeur het, is dat, hulle het net wegbeweeg van die trein af, hulle by die stasie uitgegaan, om 'n foto te neem van die stasie, want toe hulle terugkom is die trein weg. Hulle dog toe is die trein het gerangeer. Maar jy regeer die trein, as 'n trein spoor in en spoor uit. Toe moet hulle nou agterbly, maar dis die 3 onwaarskynlikste mense wat jy nou kan dink wat dit mee kan gebeur. Die een kerel het 'n obsessie gehad met tandeborsel. Hy kon maklik halfuur lank tandeborsel. Die ander ou het altyd so groot rol note in sy broekie sakkie agter gehad. Ek kan amper sê sy gatsak gehad. Die derde een was 'n bourekenaar van George af. As ek nou die programme voor die tyd uitstuur, dan sê die minute uitgewerk, dan sê hy terugkom met 'n program wat in sekondes werk, en hy dink dit gaan vir mense meer beteken. Nou hierdie 3 manne, is nou die 3 wat agterbly daar. Die kerel met die note, hy wil 'n helikopter hier om ons in te haal, maar hy weet nie hoe om vir die mense te sê hy wil 'n helikopter hê. Dan sê ek vir hom, hoekom teken jy nie 'n helikopter hê? O, hy het nie daar gedink nie. Die kerel wat sy tande borsel, die oggend nie sy tande geborsel nie. Nou loop hy die hele dag so. Dis Hy worry nie oor die trein nie. Hy worry sy tande. Die ander een weer, wat die berekening doen, sy vrou sê net die hele tyd vir hom, jy weet altyd beter, en kyk wat het jy nou gedoen. So toe hulle die ander aankom, het ek net besef dat hierdie man het hulle straf die hele dag deurgehad. Ek hoef niks meer vir hulle te sê nie. Maar hoekom ek die voorbeeld noem is dat daar staan die 3 van hulle op die stasie, maar hulle sê vir hulle self, hulle kan nie kommunikeer nie. En omdat hulle sê hulle kan nie kommunikeer nie, nou kommunikeer hulle nie. Nou, dis nou nodig jy van die agterskakel van die trein moet gebruik maak, sê, vra vir hulle dit, vra vir hulle dat, vra vir hulle dit. Maar dit is baie interessant. Ja, dis en dis baie waar die kommunikasie. Ek sê altyd as ek terugdink, ek is verskriklik lief vir Spanje. Ja. Oor die jare natuurlik ons baie daar tyd spandeer, en ek sê altyd daai wat jy in die middel van nêrens is waar jy die menu is nommer 1, hy's die plaaslike taal, en jy en die waiter is besig om en somehow kan jy die regte kos bestel, niemand, ek verstaan nie wat daar staan nie, dan weet jy jy's nou wat jy is die wil om te kommunikeer as die krities. Ja, daai is baie interessant. Voortrekker monument. Ek sit gisteraan so en dink aan die Voortrekker monument en my gevolgtrekking is vir my een van die mooiste geboue in die wêreld, die argitektuur daarvan. So ek kyk altyd, ek soek as ek oor die jare Parys soek ek die Eiffeltoring en ek soek heeltyd waar is hy. Kom pak daai bietjie uit, effe 'n stigting, gee ons agtergrond, waar het alles begin, wat tot waar ons nou is. Jacques maak nou baie groot sprong van Spanje tot by die Voortrekker monument. Ek moet net sê dat in die proses gaan baie goed dalk nie in konteks val nie, maar ons laat so. Ek het die weermag verlaat in 1996 en aanvanklik wou ek nie die weermag uitgaan nie. Ek kan daaroor praat as jy later wil, maar ek het eers vir 2 jaar gaan werk as bestuurende direkteur van 'n wagtemaatskappy. En na 2 jaar toe ek gevoel van hierdie private sektor, die wagtemaatskappy is nie heeltemal wat ek wou doen nie, 'n klompie ander redes ook. En toe het ek my eie konsultasiemaatskappy gestig. En ek het net al hoe meer en meer die gevoel begin kry dat dit is nie vir my persoonlik bevredigend net om as konsultant op te tree nie. Want ek dink baie daarvan was omdat die mense wat my gebruik het, wou eintlik van my bekendheid gebruik maak. Eerder as my inset as sodanig wou gee. Baie keer jy 'n opdrag kry om iets te ondersoek, dan sit jy die verslag wat jy nou met groot ywer saamgestel op die persoon se tafel en met die besluit neem, en dan bly die verslag daar. Dit word nie werklik aandag aan gegee nie. En ek het net al hoe meer en meer
weer begin terugverlang om uitvoerend te wees. Maar ek het nooit aan die Voortrekker Monument gedink nie. Een Sondag, toe sit ek so deur rapport en blaai, toe kom ek op 'n advertensie af van hulle soek 'n hoofuitvoerende beampte vir die Voortrekker Monument en ek dink ek het die eerste een werklik eers gelees nie. Maar toe ek weer omblaai, toe is daar nog so 'n advertensie en later is daar nog een of nog een. En elke keer lees ek bietjie meer en toe kry ek net die gevoel wat ek dink hierdie ou soek iemand met my eienskappe. En sonder om my vrou te sê, doen ek aansoek vir die pos. Net daar. En ek het niks ver teruggehoor van hulle tot, dit was hier in Desember. Maar in Februarie kry ek boodskap, ek moet nou kom vir die finale onderhoud vir die pos. En ek was 'n bietjie verbaas, toe kon ek nou nie langer vir my vrou sê, ek het nou aansoek daarvoor nie. En ek het toe gaan en die eerste ding wat hulle vir my vra is, wat is my plan om die monument te red? Toe sê ek, nee man, ek kan nie so optree nie. Ek kom nie by 'n situasie aan sê, dis my plan nie. Ons in die weermag is gewoond, jy bestudeer eers 'n situasie, jy kyk na al die faktore, dan ondersoek jy handelwyses, verskillende handelwyses, uiteindelik kies jy die beste een en dan ontwikkel jy dit en dan kan jy sê jy het 'n plan. So 'n plan is nie sommer iets wat jy duim uitsuig nie. En ek dink dit hulle beïndruk, want van die ander het gekom met 'n plan. Hulle dis hulle plan, maar die plan sou nie werk nie. Want dit was maar die geuite patroon van nog altyd. In elk geval hulle toe gevra ek moet so 2 weke later begin in die pos. En ek het baie kritiek verdier in daai stadium, was mense weer 'n Spaanse gesegde wat que no se casa con un cadáver. Jy trou nie met 'n lijk nie. En daar's mense wat gesê het, hoekom trou jy met 'n lijk? Die Voortrekker Monument. Wat gaan jy nou daar doen? Die plek is mos dood, daar's geen toekoms daar nie. Ek sê maar ek dink daar's wonderlike geleenthede. En ons het toe ek kan amper sê van feitelik 0 af, van amper niks af begin. Ons moes toe eers personeel bymekaar maak, baie klein spannetjie. Wat was die probleem? Wat het gelei tot daai punt toe? Kyk, daar was 'n paar probleme. Die een was natuurlik die hele kwessie van, aanvanklik was die provinsie, was die eintlik maar die soort van 'n oorsiener van die monument, en hulle begroting en personeel en dienste, alles. Dit is 'n groot faktor. Die tweede een is die monument het 'n baie sterk apartheidsassosiasie gehad. Terwyl ek daar was, ons maak 'n bietjie van 'n sprong, het een van die lede van die publiek eendag na my toe gekom en gesê hy wil gaan kyk, waar is die plek waar die apartheidsoortreders tereggestel is. Toe sê ek, hoor jy is by die verkeerde plek. Kom ek gaan wys jou wat hier gebeur het. En mettertyd moes ons daardie politieke konnotasie afbreek. En ons moes die monument vir die mense sê, maar hierdie is ons almal se monument, dit betel van 'n baie belangrike deel in ons geskiedenis. Ja. Daar is dele wat verkeerd was, maar is ook dele wat reg was. Kom ons bou op wat ons gemeenskaplik daai kan kry vir die toekoms. En ek moet sê, ek dink die feit dat ons dit kon destigmatiseer, dat ons ook aanvaarbaar kon maak, selfs vir die regering, dat die regeringsmense ons begin sê het, maar hoorie, wat hierdie mense doen, maak sin, hulle bou 'n plek op, en hulle was in staat nie bereid om ook vir ons finansiëel te ondersteun. Dit het vir ons baie gehelp. Maar daar was nie 'n bestuursvaardigheid by die monument nie. Daar was geen bestuursspan gewees nie. Daar was een persoon wat die opsigter was, en daar was 'n deeltydse navorsingsbeampte, 'n deeltydse finansiële beampte, en daar was verder omtrent net arbeiders wat skoonmakers was. Maar daar was nie 'n professionele span as sodanig nie. So ons moes toe werklik 'n span vorm wat die beeld van die monument kon destigmatiseer. Ons moes die fasiliteite wat daar was onderhou en uitbou. Ons moes die bronne van inkomste wat ons gehad het dramaties uitbou. Ons moes die toerisme ontwikkel. Maar ons moes bestuurspan daar stel wat die vaardigheid gehad het om die vakkundigheid tot sy reg laat kom. Nie net met die monument nie, maar toenemend ook elders. En dit het daartoe gelei dat nadat ons nou baie groot suksesse by die monument behaal het, vanaf 'n baie lae basis moet ek vir jou sê, maar mense wat hard gewerk het, wat die beste is van die vakkundiges, maar ook oud weermaglede wat ek gewerf het, wat ook hulle kundigheid gebring het, en hulle kon as 'n span geïntegreer word om die monument toe vorentoe te vat. Het het baie vinnig gelei tot 'n aanvraag uit die res van die land uit, dat ons ook vir hulle moes kom help. Nou die monument het eintlik in terme van sy akte van oprigting
beperking gehad. Hy was eintlik net kon omsien na die monument erfenis terrein en ons het 'n bietjie by geïnterpreteer en gesê geassosieerde plekke, soos Bloedrivier. Dit is so deel van die monument geskiedenis, ons kon dit regverdig. Maar baie van die ander plekke kon ons nie regverdig en daar moes ons toe 'n entiteit stig, die Erfenis Stichting, wat elders kon omsien na bedreigde Afrikaner erfenis goedere. En ons het mettertyd ook 'n navorsingstrust gestig en hierdie groepering van 3 maatskappye, daar was eintlik 'n 4de ook, maar dit was meer net 'n eiendoms beperk wat na die fasiliteite omsteen. Dit kon ons toe uitbou tot die suksesverhaal wat die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting daarna geword het. Erfenis Stichting, so wat sit daar binne-in? Wel, dit is eintlik die plek wat na al die ander fasiliteite opsien het. Ons het daar die vakkundige vermoëns gekonstrueer van 'n biblioteek, die argief, onderhoudsspanne, spanne wat elders kon optree om opleiding te gee, maar ook om byvoorbeeld met befondsing wat ons van die Lottofonds en van die staat af gekry het, om te sien na bedreigde konsentrasiekamp kerkhowe reg deur die land. En ons het 'n groot getal konsentrasiekamp kerkhowe reg deur die land gaan opknap, gaan herstel. Ons het beelde verskuif. Ons het monumente ontwikkel, die erfenissentrum gebou. Dit is alles wat nie eintlik eng op die Voortrekker Monument terrein was nie, het onder die Erfenis Stichting geval. Wat is die, ek natuurlik wat verskriklik positief is, die feit dat as jy lotto as die regering begin geld gee, weer eens soos jy sê, dit is gestigmatiseer, daar's nie 'n apartheidskonnotasie, miskien is, so dis altyd positief. Wat gaan aan daarso? Hoe lyk die nuwe generasie? Jy weet, ek het my kinders weet al lankal wat die Voortrekker Monument is. Dit was 'n top prioriteit, jy weet, maar wat is die gevoel daar buite? Is die nuwe generasie ingelig? Ek dink die huidige bestuur van die Voortrekker Monument doen baie goed. Ek het nie aanvanklik 100% saamgestem toe hulle nou oorgeneem het nie. Maar uiteindelik het dit daartoe gelei dat hulle 'n groot massa ondersteuning gekry het en daar's nou 'n baie groter, dink ek, bewustheid onder die breë bevolking. En hulle het 'n geweldige klomp aktiwiteite wat hulle daar aanbied. So ek dink hulle doen 'n goeie werk. Ek wens hulle graag geluk daarmee en ek moedig mense aan om die monument te gaan besoek en te gaan kyk wat daar gebeur, want ek dink die suksesverhaal het nie opgehou nie. Die suksesverhaal gaan van krag tot krag. En ek is baie dankbaar oor die manier waarop dit nou behou word, ook vir die nageslag, en die manier waarop die storie vertel word. So 'n storie. Ons moet nou weer terug na die oorlog toe. Jy weet, dit is vir my hartseer. Daai, jy weet, ek wil sê daar's baie trane, wil ek sê, daar op die gronde. Oorskot van die soldate. Tel ons 'n bietjie meer van daai wat daar gebeur het en selfs nou daar die Ja, kyk, terwyl ek by die Erfenis Stichting was, het 'n persoon vir wie ek baie respek gehad het, Roland Medlin, na my toe gekom. En ek het toe al begin optel, hy is besig om verskillende vlakke te skakel met mense oor die oorskot van 'n aantal soldate wat by die Ebo slag in 1975 agtergebly het. Ek was bekommerd oor van die aspekte, die skakeling met ander regerings op 'n ad hoc grondslag, die ignorering van ons eie owerhede, die insameling van fondse wat in die privaat rekening gehou word. Daar was te veel rooi vlae wat ek sê, ek dink ons moet eerder 'n trust stig, wat ons die ding kan wettig kry en kan orden, dat daar niemand na die tyd kan vingers ons wys sien. Ons het toe die Ebo Trust gestig, na aanleiding van die Ebo stad waar die oorskot was. En toe het ons nou begin met skakeling, baie frustrasie gehad, want niemand het ons saak eintlik ernstig opgeneem en wou nie, maar mettertyd het ons die skanse afgebreek en uiteindelik goedkeuring gekry om te gaan soek na die grafte. Nou, ons het toe die grafte gekry daar by Ebo, maar tydens die eerste opgrawingssessie dinge ook heeltemal verkeerd geloop.
Want pas nadat ons nou al die geld moes betaal het aan die plaaslike owerhede wat hulle gesê die stamowerhede moet betaal word, en pas nadat ons nou die graf oopgemaak het en die oorskot sigbaar was, toe ek daar terugkom vir die vergadering by die stamowerhede, toe kry ek 'n boodskap dat die weermag en die polisie is daar. En hulle sê ons moet onmiddellik teruggaan na Luanda toe. Ons onwettig daar. Ek het gesê, maar ons is nie onwettig, het ons dan nie goedkeuring moet wees. Ons het visums, ons ambassadeur is ingelig, die ambassadeur van Angola is ingelig. Hulle was instrumenteel om vir ons die visums te kry, maar daar was sekere owerhede in Luanda wat gesê het, ons is nie geken nie. En ek het die hele dag van omtrent so 12 uur af tot die aand so teen 10 uur se kant, 11 uur, het ek probeer onderhandel met die weermag die soldate, maar hulle wou niks weet, ons moes die kamp opbreek, ons moes almal ons voertuie laai, en ons is deernag onder gewapende begeleide teruggeneem na Luanda toe. Daar het ons die volgende oggend aangekom, en ek moet vir jou sê, so rit in die nag in Luanda, op daardie hoofpad, is eintlik, ek kan sê doodsveragtend, dit is gevaarlik met die groot trokke. Hulle het toe vir ons daar op die sypaadjie laat sit, en na 'n tydperk het die senior verteenwoordiger van die polisie uitgekom en gesê, al die probleme is uitsorteer, ons sal nou kan gaan. Rukkie later kom weer terug te sê, nee, ons moet nou ons ambassade toegeneem word. En daar laai ons te weer 'n keer op die sypaadjie af. En ons ambassadeur sê, hy weet niks daarvan nie, wat 'n volslae leuen was, want ek het hom persoonlik tydens my verkenningstogte voorgelig oor alles, en was in skriftelike kommunikasie, en ons die visums kry, so het presies geweet, maar dit was nie vir hom geleë om te erken dat hy geweet het na staan nie. Hy het toe gesê ons moet daar gaan na die na 'n basis toe, waar ons gebly het vir so 'n week, en dit is toe al duidelik vir my dat hier gaan moeilikheid kom, ons kan nie dat hulle ons daar wil hou nie, want nou het hulle hou vas oor ons. En ons het toe die Vrydag in plaas, die Saterdag in plaas van die Sondag, het ons toe teruggekom na Suid-Afrika toe. Hoe is hier om in rede te val? Hoekom is dit so 'n big deal? Is dit verveeld? Nee, dit was maar 'n manier, die kultuur van die mense. Daar was 'n groepie mense in Luanda, amptenare, wat sê, hulle is nie geken in die saak nie. En hulle is die mense wat die goedkeuring moet gee. So dis maar, is net 'n mags... Dit is uit en uit net bureaukrasie. Ek sien. En ons is toe terug na Suid-Afrika toe. Hier het ons vir al die mense wat betrokke was, baie traumaties. Jy kan self dink om nou hierdie... Hoeveel grafte? Ja, daar was 2 grafte, en in een graf is daar 3 van ons lede, wie se oorskot ons gekry het, wat ons toe weer moes toegooi, en toe moes ons nou weggaan. Die 4de een kon ons nie kry nie. Maar ons is skaars 'n week hier in Suid-Afrika, toe kry ek 'n boodskap. Ons moet onmiddellik terugkom en klaarmaak waarmee ons begin het. Nee, maar. Toe is ons nou weer terug. Toe ons nou weer afgaan, hierdie keer met 'n afvaardiging van daardie amptenare wat nou nie geken was nie. Ek dink hulle was 'n totaal van 17 of 19 van hulle wat toe saamgaan. En hulle bly lekker in hotelle, en ons is nou weer in akkommodasie wat ons nou weer moet daar stel. Met plaaslike versorging wat ons het aanvanklik uit Namibië uit ook moes laat kom het om vir ons kos te maak. Maar met groot vrugtelose uitgawes, maar hierdie keer kon ons toe die oorskot kry. Ons kon dit toe terug vervoer na Luanda toe, en toe ons nou daar dit op die vliegtuig wil sit, toe is daar nog 'n ronde bureaukrasie wat ons uiteindelik nog geld hier moet betaal, want elke persoon met goedkeuring kan eers weer geld betaal. Ons het al reeds in die vliegtuig gesit en wag om na Suid-Afrika te vertrek. Toe iemand aan boord kom vir my wys, dis reg, die oorskot is nou ook aan boord. Maar jy weet, dit was net 'n absolute sielkundige oorlogvoering in daardie stadium. In elk geval, ons kon toe die 3 van die 4 se liggame kon ons toe terugbring. Die 4de een kon ons nooit kry nie. Ons het 'n groot gebied, het ons letterlik afgeskil met die Angolese ondersteuning toe met grondverskuiwingsapparaat. Ons kon nêrens die graf kry waar ons het. My vermoede is dat daardie graf was uiteindelik geleë onder 'n verharde pad. Maar ons kon die verharde pad nie nou lig om daar te gaan graf soek nie. Ons het 'n groot area toe
laag vir laag afkry, ons kon nergens die graf kry nie. Maar by die graf van die persone wat in die vliegtuig was wat afgeskiet, die 2 vlieëniers en kaptein Dani Taljaard. Ons kon hulle oorskot toe kry en ons kon dit toe terugbring na Suid-Afrika toe en hulle oorskot is uiteindelik geplaas in Nisse in die muur van herinnering by die voortrek. Want die interessante verhaal wat een van die gevalle betref, een van die manne wat Swiss oorskot terugkom, sy pa is oorlede van hartseer oor sy seun wat agterbly het. En uiteindelik het hulle my kom vra, maar kan die pa se as nie ook geplaas word in die seun se nis nie? En ek sê ja. Op my verantwoordelikheid sê ek ja, en uiteindelik het ons dit ook met die ma se as gedoen. So hulle is daar verenig in die as. Dit is absolute uitsondering, maar ek het gedink dit was 'n mooi gebaar van ons kant af om hulle nadoods dan by mekaar te probeer uitbring. So dit was 'n moeilike projek, was 'n moeite werd projek dat die verbeelding aangegryp, maar die projek gaan voort. Ons was daarna ook in Kenia, op Berg Kenia, ook op die Aberdare gebergtes waar daar 2 van die Suid-Afrikaanse die RAF vliegtuie geval het, maar met Suid-Afrikaanse bemannings. Op Berg Kenia het ons die ongelukstoneel gekry. Ons kon nie meer die menslike oorskot kry nie, terwyl jare van tevore toe die vliegtuig vir die eerste keer ontdek is, was daar nog tekens van menslike oorskot. Nou kon ons niks kry nie. En daarom kon ons nou in daardie geval sê dat die 4 persone wat in die vliegtuig was, se graf is gevind. En ons kon toe vir hulle grafte inruim by die Nanyuki militêre begrafplaas. En hulle name kon verwyder word van die monument wat gesê het hulle is soldate met geen bekende graf nie, want hulle graf is gevind. Op die Aberdare gebergtes kon ons die vliegtuig nie finaal identifiseer nie. So in hulle geval kon ons die bemanning van daardie vliegtuig se name nie van die monument af verwyder nie. Hulle die algemene terrein daar is hulle terrein, maar ons kan nie sê ons het ooit enige tekens van hulle oorskot gekry nie. Ons is op die oomblik besig met die situasie van Skillihiman saam met die valskermsoldate. Hulle is besig om te kyk of hulle nie sy oorskot kan kry buitekant Kasinga nie. Hulle het 'n vermoede waar die graf lê, hulle hanteer dit self. Die Ebo Trust wat ek verteenwoordig is beskikbaar om hulle te help as hulle hulp nodig het, maar op die oomblik wil dit ook self hanteer. En dan is ook 'n geval by waar een van ons Canberra vliegtuie verongeluk het met 2 bemanningslede op. Nou die ongelukstoneel is onlangs geïdentifiseer. En ons is nou besig om te werk om te kyk of ons nie daardie oorskot ook kan kry om terug te bring nie. Al kan jy dit nie terugbring nie, dan kan jy minstens afsluiting vind. Want ons wil nie graag dat ons mense wat in die buiteland lê, sonder behoorlike afsluiting net daar gelaat word asof hulle vergeet het nie. Ons het nie vergeet nie, ons onthou hulle. Maar om vir hulle werklik kan kry en weer kan terugbring, soos wat ons met die Ebo 3 gedoen het, is nie altyd so voor die hand liggend nie. Hoeveel soldate is dood? Dit is nou baie moeilik om te sê. Ons het daar by die muur van herinnering het ons 'n hele klomp soldate se name daar aangebring. Die meeste van hulle is gedood in diens. Die minderheid is gedood in operasies. En ons het baie moeite gedoen om die lys so volledig as moontlik te kry. Maar die getalle is 'n bietjie misleidend, want baie is gedood tydens motorongelukke, tydens dienspligopleiding en so meer. Maar as jy aan die muur toe gaan, jy sien daar's so asgrik, so sterretjie langs die naam. Dan weet jy hy is gedood in operasies. Ja, in werklik operasioneel verwante omstandighede. Ek wil nie nou vir jou die getalle gee nie, ek het die getalle ook nie meer onmiddellik beskikbaar nie, maar daar's 'n groot getal gedood, maar die wat eintlik gedood is in die buiteland is die minimum. Ons het hulle gewoonlik teruggebring, maar soms het die operasionele omstandighede val as dit agter vyandelike linies was sodanig dat jy dit nie kon terugbring nie. En dan het die behoefte bly bestaan, ons moet teruggaan en ons moet hulle gaan haal.
Is dit normaal? Is interessant, ek onthou ek het eendag ek het 'n boek gelees, Freakonomics, is ekonomie en verbruikersielkunde. Ja. Toe praat hulle juis in een hoofstuk van die, weet, kom sê nou Amerika, wat die lande in rep en roer is as dit oorlogtyd is. En toe wys hulle dat daar gaan meer soldate in Amerika elke jaar dood tydens oefening, soos 2.500. Ja. En niemand praat daaroor nie. Dus daar gaan meer dood Ja. op Amerikaans as in 'n oorlogssituasie. Is dit nou kom ons terug na daai waardeketting toe. Hierdie hele masjien agter oorlogvoering. Is dit normaal? Kyk, 'n mens moet net eers sê dat as jy praat van oorlogsverliese, dan moet jy nie net praat van die wat gedood is nie. Dis Maar ook wat met die gehelp wat het. gewond is en die wat met bepaalde gestremdhede terugkom, het sy fisies of psigies, en dis waar Koramus so 'n belangrike rol speel om te sorg vir soldate wat met beperkings terugkom het, met probleme terugkom het. So dit is nog 'n toevoeging tot die geval van die verliese. En jy moet ook dink in terme van die gesinne. Die agtergeblewenes, die naasbestanders wat daardeur geaffekteer is, jy weet. Maar ek dink as jy nou suiwer kyk na getalle, dan is die hoeveelheid persone wat gedood is tydens operasies is minimaal teenoor die wat gedood is in vredestydse operasies. Het sy deur opleiding of deur motorongelukke, militêre voertuigongelukke of privaat voertuigongelukke. Jy weet, byvoorbeeld 'n dienspligtige wat besig was met sy kampe of met sy opleiding, gaan kuier in die naweek by die huis en op pad soontoe sterf. En nou ontstaan die vraag, is hy gedood aan diens of is hy nie gedood aan diens nie? Jy kan die vraag verder voer. As hy nie militêre diens gedoen het nie, sou hy nie daar gewees het, sou hy nie gedood wees. En daarom was my algemene ingesteldheid om liewerste die oortoegeeflik te wees as dit kom by die definisie van gedood as gevolg van militêre diens, as wat jy probeer om eksklusief te sê, hy is nie gedood tydens operasies en daarom tel hy nie, want hy tel net soveel vir die mense wat vir wie hy wat vir hom lief was, jy weet. Maar dit is so. Daar is baie meer gedood tydens opleiding en tydens voertuigongelukke, het sy militêr of privaat. As wat daar in die operasionele gebied as gevolg van operasies oorlede is. Ek wil so half saamvat, generaal, wat en ek kom nou weer terug na nuwe generasie, toekoms en so aan. Ek wil sê, wat is daai, dis nou dalk 'n trick question, maar wat is 'n paar tips en triks vir 'n jong generasie? Wat moet ouens vooruitkyk? Wat moet jy voor wakker wees? Wat is 'n paar wyshede? Wel, ek sou dink 'n mens moet baie bewus wees van jou omstandighede, jou omgewing. As jy nie weet binne watter omgewing jy opereer nie, kan jy baie maklik die pot heeltemal mis sit en heeltemal die verkeerde dinge nastreef. Dit help nie meer ons probeer nou optree asof ons nog 'n voor 94 bedeling het nie, want die spelreëls het verander. En moet jy in die proses mee kyk na oorlewing, maar nie net oorlewing nie, na geleenthede wat jou in staat gaan stel om beter te lewe. En geleenthede kan op verskillende maniere kom. Vir party mense is geleenthede in oorseese blootstelling. Dan praat ek nie byvoorbeeld van Trump se tipe ding wat hy nou wil aanbied om mense daartoe trek om die Amerikaanse ekonomie te gaan help nie. Maar daar kan baie goeie geleenthede wees oorsee, maar dan kom jy nog weer terug en ploeg jy weer terug in Suid-Afrika. So geleenthede is nie beperk tot die eng situasie. Geleenthede kan totaal buite jou verwysingsraamwerk wees. Jy weet, mense so geneig om te dink dat jy kan net dit doen. Maar as jy nou werklik gaan soek na geleenthede en jy kom by jou potensiaal en jy benut jou buigsaamheid en jy benut die voordeel wat ons steeds het. En ek dink nou spesifiek aan ons as die blanke bevolkingsgroep. Ons het nog sekere voordele uit ons blootstelling deur die jare. Dan moet ons dit nog steeds benut en dit laat geld om nou te sit en onsself jammer te kry en almal kwaadlik te neem vir wat om ons gebeur, gaan nie ons situasie bevorder nie. Ons moet werklik gaan soek vir geleenthede. Baie mense wat graag soldate wou geword het, was baie teleurgesteld omdat dit nie meer
kan word in Suid-Afrika nie. In die ou bedeling was nie, maar hulle het groot geword met paas wat in die weermag was en dit was hulle hele lewensideaal om ook 'n soldaat te word. Van hulle het in die buiteland militêre opleiding gaan doen en gekwalifiseer en toe teruggekom en nou is hulle besig om op ander maniere terug te proek, maar hulle het uitvoering gegee dat hulle lewensideaal daar gaan nastreef. Ek dink ons moet aanvaar dat dalk is die terreine waarop ons moet presteer anders as in die verlede. Ek kry baie die blankes in die weermag jammer, want daar is baie van hulle wat uitstekende mense was, leiers was, wat baie lank oor die hoof gesien is vir bevordering, wat baie lank in die ondergeskikte poste aangewend is, moes aanbly om hulle onmiddellike nuwe meerderes te help. En ek dink baie keer te red. En ek dink baie van hulle moes sekerlik baie gefrustreerd gewees het. Maar van hulle het neergekom en dit lewer nog steeds uitstekende werk. So ek dink ons het die voordeel dat ons het 'n bepaalde kulturele agtergrond, ons het 'n bepaalde geloofsagtergrond, ons het 'n bepaalde opleidingsagtergrond waarop ons te vermoë om dinge gedoen te kry, om te implementeer. En ek dink ons moet daarop terugval, dat ons steeds kan help om 'n groot bydrae te lewer om ons land op te bou. Soms moet jy besef dat jou bydrae is nie meer baie welkom nie. Iemand het my nou genader en gevra, ek moet omroeper wees of 'n saamroeper wees van 'n werkgroep wat vir die weermag moet sê wat hulle moet doen om hulself te red. En nadat ek die situasie baie mooi oorweeg het ek besef dat dit is eintlik 'n onmoontlike missie, want dis nie hulle wat vir jou vra nie. Dis ander wat vir jou vra om vir hulle te gaan sê. So jou inset gaan nie welkom wees nie. Hulle gaan dit nie wil internaliseer nie. Hulle gaan dink jy probeer uit die graf uit regeer. Hulle gaan dit nie ter harte neem nie. Hulle gaan waarskynlik omdat jy dit sê dit ignoreer en nie wil implementeer nie. En ek het net gedink dat dit dien geen doel nie. Mense sou graag bydrae wil lewer. En mense is jammer oor wat besig om te gebeur. My hart gaan uit na ons mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Ek dink hulle is onder haglike omstandighede daar. Nie met die steun wat hulle moes gehad het nie. Nie met die steun wat hulle nou vereis nie. En ek kry hulle werklik jammer. En mense moet nie nou net sê omstandighede verander en al die soldate is swak nie. Dit is nie so nie. Daar's goeie mense. Daar's nog goeie leiers. Daar's 'n opkomende geslag wat deurkom. Ek dink daar's swak leiding van bo af. Ek dink daar's swak militêre en politieke leiding van bo af. Maar ons moenie dat dit en die gebrek aan politieke steun en logistieke steun ons soldate laat uitlewer aan situasies waar hulle nie moet wees nie. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die boek. Graag. Ek was baie gelukkig om 'n baie diverse, baie intense, maar baie goeie militêre loopbaan te gehad het. Gevolg deur baie goeie blootstelling in die private sektor, veral die tydperk by die Monumente en die Erfenisstigting. In Suid-Afrika, maar ook in die buiteland. En in baie lande. Soos ek gesê het, 68 lande. Baie mense het my altyd gesê, jy moet 'n boek skryf. Hulle sal graag die boek wil lees en ek het konsekwent sê nee, ek wil nie. Ek het altyd gevoel dat baie van my aanstellings was te sensitief. Ek wou nie die mense met wie ek in vertrouenssituasies saamgewerk het onder baie moeilike omstandighede ooit in die verleentheid stel nie. Ek dink daar's dinge wat jy praat nie in die huis uit nie, weet. Ja. En ek het daardie versoeke om boek te skryf, het ek baie lank weerstaan, maar so ongeveer 2 jaar gelede het een van my oud kollegas wat toe in daardie staan reeds 2 keer beroerte aanvalle gehad het en hy sê die hele tyd sy brein is vol gate geskiet. Sê hy het toe vir my sy eie aandenking, sy herinneringe, sy memoir gestuur en dit was so 47 bladsye, A4 bladsye. En 'n groot deel daarvan was gewy aan sy gesin, sy familienavorsing. En ek het toe net besef van as hy dit kon doen, dan het ek nie 'n verskoning nie. En dit het by die saadjie geplant om toe wel te begin. Dit aan die een kant. Die ander kant is ek het skielik begin besef dat ek moet nou by mense se begrafnisse moet ek nou huldeblyk gaan lewer. En telkens gebeur dat jy niks van die persoon se loopbaan of sy blootstelling kan kry nie. 'n kind wat nie is
vir jou 'n CV van die pa kan gee nie. Wat nie vir jou kan sê waar die pa gedien nie. Wat was vir die pa werklik belangrik en toe het ek besef maar hier is nou 'n nuwe geslag wat deurkom wat nie weet wat ons deur was in hierdie tydperk van groot verantwoordelikheid maar ook groot bevoordigting. En in 'n stadium het ek gedink man hoe sou ek te werk gaan om dit te doen? En toe het ek nou maar eers kyk na watter benaderinge mense kan volg en mettertyd het ding gegroei. Jy weet my benadering uiteindelik was om te kyk na my loopbaan en lewe kronologies beginnende as 'n kind waar ek groot geword het en baie dinge wat ander gee soos na wat ek uiteindelik geword het. Ja. Goed en sleg. Maar jy weet dit is die begin gewees. En dan my tydperk in die weermag, die rol wat kadette voortyd gespeel het, per tydperk, maar dit so te hanteer dat ek dit kronologies hanteer, maar dit nog in die vorm van losstaande hoofstukke is. So dat 'n persoon enige hoofstuk eers kan lees en later kan gaan na iets anders wat hy wil lees. En tot dusver is die boek baie goed ontvang. Ons eerste druk was 200 boeke, dis binne 'n week uitverkoop. Die tweede druk is nou in die proses, dit sal teen volgende Dinsdag beskikbaar wees, want die groot bemarkingsgeleenthede kom nog eintlik voor. En die kommentaar wat ek tot dusver kry is baie positief. Ek is baie dankbaar daaroor. My uitgangspunt was om te probeer om te vertel soos ek dit beleef het. Nie selfverheerliking, glad nie. Maar wat het jy beleef? Saam wie het jy gewerk? Wat was die invloed van daardie mense en die omstandighede op jou en omgekeerd? En hoe het ons uiteindelik uitgekom by die punt waar ons nou is, sonder om in enige stadium by politiek betrokke te raak. Ek was baie gelukkig. Ek het saam met wonderlike mense gewerk. Maar net een aspek ter ondersteuning van wat ek nou sê. Generaal Malan, vir wie ek sy militêre sekretaris was, het altyd aanvaar, ek is nie by partypolitiek betrokke nie. En daarom het hy my gehou om die verhouding met die parlement as instelling, nie partypolitiek nie, maar met Krygkor en met die weermag en die publiek te handhaaf. Ek moes baie goed verduidelik, vir almal, maar ek het hoef nie by die partypolitiek betrokke geraak. En dit is 'n ideale opset, want ek kon 'n professionele soldaat bly, ten spyte van al die dinge. En dit, dink ek, kom ook in die boek uit, dat dit was ongelooflike geleenthede. Ek het met baie mense, baie nou saamgewerk. Soms is ek bietjie krities oor sekere van die dinge wat ek beleef het, maar as ek dit is, dan sê ek dit met empatie. Nie om mense af te kraak nie, maar net om beter perspektief te gee oor hoekom sekere dinge gebeur het. Ek dink nie almal sal noodwendig saamstem met van die situasies wat ek beskryf nie, want dit het my ook 'n bietjie dwars in die krop gesteek. Dit is trouwens een van die redes waarom ek besluit het om die weermag te verlaat. Ek het nie beplan om die weermag te verlaat nie. Ek het nog gedink ek gaan eendag tot ek nou permanent van uniforms verruil gaan ek in die weermag bly, maar toe is ek nou uit die privaat sektor uit genader met 'n werksaanbied wat ek aanvanklik as 'n grap beskou het. Maar toe ek met die destyds hoof van die weermag gaan praat en vir hom sê dat iets snaaks met my gebeur, ek beskou dit eintlik as 'n grap, maar ek het 'n werksaanbod uit die privaat sektor uitgekry. Maar ek oorweeg en toe sê hy vir my, maar ons moet almal een of ander tyd na onsself begin omsien. Toe dink ek, dit is eintlik vir 'n vreemde antwoord. Toe sê hy, hulle kan eintlik my pos gebruik, want hulle het 'n pos nodig vir iemand. Nou wil ek nie verder daaroor uitwy nie. Ja. Maar daai aand het ek my vrou gaan huis toe gaan sê, van wie wat? Ek het vandag 'n insig ontwikkel wat ek nie van tevore gehad het nie. En ek gaan vra vir 'n vervroegde skeidingspakket. Want as daar, terwyl ek nou so 'n goeie alternatief het, wat eintlik vir my 'n beter aanbod is, nou so maklik vir my gesê kan word, ek kan my pos maklik gebruik. Wat gaan vorentoe gebeur as daar nie 'n alternatief op die tafel is nie? Ek moet nie nou bang wees vir die uitdaging. Ek moet my Rubicon nou oorsteek op die manier en die onbekende tegemoet gaan. En ek was nooit spyt daaroor gewees nie. Ek is my hart van harte sou natuurlik altyd soldaat. Maar dit het vir my in die tydperk by die sekuriteitsmaatskappy die geleentheid gegee om te sien wat wil ek nie doen nie
en hoe sekere dinge in die privaat sektor gedoen moet word. Daar's sekere aspekte wat net vir my vreemd was. Maar ek het baie geleer van die oorgang van openbare sektor na privaat sektor toe. En toe die geleentheid nou kom by die monument, was dit werklik vir my gevoel of alles wat ek in my loopbaan en my lewe beleef het, op een of ander manier bygedra het om vir my te bekwam vir die taak wat by die Voortrekker Monument vir my gewag het. En dit was wonderlike jare, ek het saam met wonderlike mense daar gewerk. Ek moet vir julle sê, daar was 'n span vakkundiges, vir wie ek my hoed afhaal. Mense wat regtig absoluut alles veil vir die taak gehad het. Daar was 'n groepie militêre manne wat ek saam met my uit die weermag uit gewerf het. Wat hulle het net geweet van een ding, en dit is absoluut voluit werk, dag en nag. Van hulle leef nie meer nie, 1 of 2 lewe nog. Maar jy weet, as 'n span, hier tussen hierdie vakkundiges, hierdie militêre komponent wat gekom het, en dan die burgerlike onderstruktuur, het ons net 'n wonderlike span gevorm, en daarom was dit eintlik by die monument lekker om werklik 'n verskil te maak in volksverband, maar 'n nasionale verband en 'n erfenisverband. Ja. En daarom was ek nooit spyt dat ek by die monument was en vir die geleenthede wat daar in die proses vir ons ontsluit is nie. En dit begin met die grap van hier's vir jou 'n job. Ja, dit het 'n baie interessante manier aanloop gehad. Ja. Kyk, ek was die Vrydag gaan valskerm spring by Palaborwa. En toe ek daar aankom, toe kom hulle my toe sê hulle vir my generaal, korporaal so se vrou, sy skoonpa gaan môre buiteland toe, en nou mate hulle nou al hoe meer en meer hier is, dat hulle besef, dis sou eintlik sleg wees as hy nie daar kan wees om sy vrou te ondersteun as haar pa nou betrek. So ek sê, goed man, ek aanvaar dat ons dan nou nie dalk vroeër moet teruggaan, en ek sal dit nie teenstaan nie, maar ek het nou ver gekom op valskerm te spring, dan wil ek vanmiddag spring, toe sê hulle maar, ons kan 'n paar spronge die middag inpas, en ek het tussen 2 en 5 die middag het ek 5 spronge gedoen, en anders kon genoeg gewees. En ek het voor die tyd vir die mense gesê, ek gaan die naweek valskerm spring, ek kan nie by Loftus uitkom nie, maar dit was my tweede voorwaarde, ek wil net eers 'n oproep maak, of my kantoor sê, kryf my 'n plek by 'n loosie, by Loftus, want ek wil nou nie by die huis gaan sit en nie by Loftus wees nie. En toe ek nou die middag by Loftus kom, toe kon ek nie eens op pad soen, toe kon ek hoor waar ek gaan sit. En toe ek daar kom, toe die eggenote van die eienaar, mede-eienaar van die sekuriteitsmaatskappy, het onmiddellik kom sit en sy sê, sy het oor die saak gebid en die Here het gesê, sy moet my werf om by hulle te kom werk. Ja. En ek het dit nie in gedagte gehad nie, nie in die minste nie. Sy het eintlik my rugby die middag heeltemal omvergekap, want ek kon nie rugby kyk nie, sy is baie aanhoudend geweest. Sy is rekruut. Maar ek het huis toe gaan en my vrou gesê, dat nou iets snaaks gebeur, ek beskou dit as 'n grap, selfs as ek vir die hoof van die weermag sê het. En sy het ook gedink is 'n grap, want sy het nie gedink ek sal dit oorweeg nie. Maar wat daarop gebeur het, was eintlik my duidelike aanduiding dat my hele lewe deur, my hele loopbaan deur, ons het telkens beplan. Ons het gedink, ons weet wat ons wil doen en wat ons nie wil doen nie. Maar al die belangrike skuwe was nie ons skuwe nie. Ons het gewik, maar die Here het altyd gereël. En ek is eintlik dankbaar dat jy kan terugkyk en kan sê dat wat op die mikrovlak sou jy waarskynlik dinge anders doen, aan die hand van lesse geleer. Maar op die makrovlak was dit nie jy wat besluit het nie. Daar is vir jou besluit. En jy was eintlik maar 'n soort van 'n pion op die bord gewees. Ja. Kragtig. Generaal, dankie. Ek wil nie cliché klink nie. Ek sê dankie vir jou diens, dankie vir jou boek, dankie vir jou stories. Ek wil sê dit is waardevol en ek is dankbaar. Hierdie goeie sê dit is deel van ons geskiedenis, dit is belangrik en dit moet voortleef. Dankie vir jou tyd. Groot voorreg. En ek wil sê as daar van die luisteraars wat van die boek wil koop, die volgende druk kom volgende week uit en hulle is welkom via julle met my te skakel of ons sal sommer ook in die ons sal kyk in die show links sal ons sit daar net vir ons 'n webwerf link dat ons ouens kan of 'n e-posadres as hulle wil. Ek moet sê een van die dames wat saam met my in matriek was, het nou die dag die boek
bestel en sy was die eerste een wat gereageer het. En sy het gesê, sy wil net sê baie dankie, wat sy veral gehou is van die empatieke styl. Dis nie selfverheerlikend nie, dit gaan nie om te sê hoe goed jy is nie, maar die verduideliking van wat gebeur het, en dit is onderhoudend, dis kronologies, maar dit is sodanig, jy kan dit later lees en teruglees en so aan, en sy kon die boek nie neersit nie. So, as dit nou nie advertensie is, Ek weet weet nie wat sê, is kyk, nie. Dit goed. Wat dankie weer eens. Baie dankie vir jou, ek waardeer dit, en ek moet sê, dit was my 'n groot voorreg om van jou te leer wat jy gedoen het, en hoe jy ook jou talente elders gaan ontwikkel en benut het, en teruggekom het na ons land toe om dit hier te kom toepas. Dit is my ook 'n rolmodel wat hier saam met my sit. Baie dankie daarvoor. Dankie generaal. Nee, dankie. Dis 'n voorreg, dankie. Baie dankie.